Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 28ste Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofnuus vandag sê AfriForum hof toe oor die naamsverandering van Graaff-Reinet. Jou volle storie is hier. Nog stories, DA bekommerd oor Vrystaat Polisie se wapenopleiding. Man in hegtenis oor 'n welkomse moord. 28 miljoen reeds geregistreer. Sinner, die gunsteling in die Franse Ope. Bokke speel môre in Spanje in 'n 7's toernooi. Die burgerregtegroep AfriForum het aangedui dat hulle moontlik hof toe gaan oor die voorstel om die naam van Graaff-Reinet na Robert Sobukwe te verander. Die voorgestelde naam verwys na Robert Sobukwe, wat bekend was as 'n anti-apartheid stryder en stigter van die Pan-African Congress, oftewel die PAC. Baie mense beskou hom as 'n belangrike figuur in Suid-Afrika se bevrydingsstryd. AfriForum sê egter, die historiese naam Graaff-Reinet het groot kulturele en erfeniswaarde vir baie inwoners. Die organisasie voer aan dat gemeenskappe behoorlik geraadpleeg moet word voordat so 'n belangrike verandering gemaak kan word. Hulle meen ook dat die proses oop en billik moet wees. Ondersteuners van die verandering sê weer is belangrik dat dorpe en openbare plekke ook name dra van mense wat 'n groot rol in die land se strydsgeskiedenis gespeel het. Hulle glo dit help om Suid-Afrika se geskiedenis meer verteenwoordiging te maak. As die saak hof toe gaan, kan die hof onder meer kyk na of voldoende openbare deelname wel plaasgevind het, of die wetlike prosedures gevolg is en of besluite redelik en grondwetlik was. Die debat oor 'n plekname bly 'n sensitiewe onderwerp in Suid-Afrika omdat dit gaan oor geskiedenis, identiteit, kultuur en oor transformasie. Die DA beweer dat swak vuurwapenopleiding onder leiding van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Vrystaat provinsie 'n ernstige gevaar vir die publiek inhou. Volgens die DA is daar tans kommer dat sommige polisielede nie volledige opleiding, heropleiding of praktiese skietoefeninge ontvang nie. Die party sê dat kan lei tot verkeerde hantering van vuurwapens, ongelukke tydens optrede, swak reaksie in gevaarlike situasies en selfs risiko's vir onskuldige burgers en mede-polisielede. Die DA voer aan dat polisie gereeld getoets word en opgelei moet word om seker te maak hulle bly bevoeg om dienswapens veilig en professioneel te kan gebruik. Hulle meen voortdurende opleiding is noodsaaklik, veral omdat polisieering dikwels in gespanne en gevaarlike omstandighede plaasvind. Daar is ook kommer oor tekort aan hulpbronne, onvoldoende skietbane en toerusting, administratiewe probleme en wagtye vir sertifisering en hernuwing van bevoegdheid. Kritici sê swak opleiding kan die publiek se vertroue in die polisie verder benadeel. Aan die ander kant meen sommige kenners dat baie polisielede wel professioneel optree, maar dat beter befondsing en meer gereelde praktyk nodig sal moet wees. Die debat plaas weer die kollig op groter uitdagings binne die SAPD, soos personeeltekorte, druk op polisiestasies en die behoeftes aan beter opleiding en ondersteuning vir hulle beamptes. 'n 49-jarige man is in hegtenis geneem in verband met die moord op die 81-jarige Piet Hendriks van Welkom. Volgens voorlopige inligting ondersoek die Suid-Afrikaanse Polisiediens hierdie omstandighede rondom die bejaarde man se dood. Die verdagte is kort na die voorval aangekeer en sal in verwagting in die hof verskyn op aanklagte van moord. Die voorval het skokgolwe deur die Welkom gemeenskap gestuur, veral omdat dit 'n bejaarde inwoner betrek. Gemeenskapslede sê aanval op ouer mense wek groot kommer, omdat baie bejaardes alleen woon en kwesbaar is vir groot misdade. Polisie ondersoek het hiervoor en beamptes sal nou onder meer kyk na die motief van die aanval, die verhouding tussen die verdagte en die slagoffer en of dan moontlik nog mense by hierdie misdaad betrokke was. Plaaslike inwoners vra intussen vir sterker veiligheid, maatreëls en groter beskerming van senior burgers in woongebiede. 2 mans verskyn vandag in die Kaapstadse Landdroshof nadat hulle verlede jaar glo met so 15 kg kokaine asook verskeie vuurwapens en ammunisie betrap is. Die saak word ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens en ander wetstoepassingsagentskappe wat fokus op georganiseerde misdade en dwelmhandel. Die verdagte staan moontlik tereg op aanklagte wat verband hou met dwelmhandel, onwettige besit van vuurwapens en onwettige besit van ammunisie. Volgens ondersoekers bly groot hoeveelhede kokain gewoonlik op georganiseerde syndikaate wat betrokke is by internasionale of plaaslike dwelmnetwerke. Die polisie probeer ook vasstel waar die dwelms vandaan gekom het en vir wie dit bestem was. Die vuurwapens en ammunisie wat saam met die dwelms gevind is, wek verdere kommer omdat sulke wapens dikwels met bendegeweld en ander misdade verbind word. Byna 28 miljoen Suid-Afrikaners het reeds geregistreer om aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deel te neem.
Volgens die Electoral Commission of South Africa wys die syfer dat daar steeds groot belangstellings in die land se demokratiese proses is. Die kieserslys sluit miljoene jong en eerste keer kiesers in, terwyl die meeste geregistreerde kiesers tussen die ouderdomme van 30 en 59 jaar is. Die OVK sê registrasieveldtogte, aanlyn registrasie en besoeke aan stemlokale het gehelp om die getalle te verhoog. Die politieke partye soos die African National Congress, Democratic Alliance en Economiese Freedom Fighters het reeds voorberei vir sterk veldtogte vir hierdie verkiesing. Kenners meen die verkiesing kan baie belangrik wees omdat kiesers bekommerd is oor misdade, werkloosheid hoog bly, swak dienslewerings baie gemeenskappe raak en korrupsie steeds 'n groot kwessie is. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, het skerp kritiek uitgespreek teen politici wat volgens hom xenofobiese haatspraak aanhits. Hill Lewis het gesê, leiers moet verantwoordelik optree en nie spanning tussen Suid-Afrikaners en buitelandse burgers vererger nie. Hy waarsku dat gevaarlike uitsprake, verdeeldheid en aanval op immigrante kan aanmoedig. Hy meen politieke leiers behoort eerder oplossings vir werkloosheid te soek, beter grensbeheer te ondersteun, misdade daadwerklik te bekamp en sosiale samehorigheid te kan bevorder. Die burgemeester het beklemtoon dat baie buitelanders wettig in Suid-Afrika woon en werk en ook tot die ekonomie bydra. Hy sê misdaad moet deur wetstoepassers aangespreek word en nie deur haatspraak of aanvalle op sekere groepe mense nie. Sommige gemeenskappe voel buitelanders plaas druk op werkgeleenthede en dienste, terwyl ander waarsku dat xenofobie die land se stabiliteit en internasionale beeld ook skade kan aandoen. Wat 700 leerlinge het Groen Kraaifontein betoog, waarna verskeie winkels geplunder en ook beskadig is. Volgens berigte moes die Suid-Afrikaanse polisiediens ingryp om hierdie situasie onder beheer te bring. Die onrus het na bewering verkeer ontwrig en groot spanning in hierdie gebied veroorsaak. Tydens die voorval is winkels beskadig, goedere uit sommige besighede gesteel en verskeie mense moontlik is in hegtenis geneem. Owerhede ondersoek nog die oorsaak van hierdie betoging, maar voorlopige inligting dui daarop dat frustrasies onder leerlinge en gemeenskapslede moontlik tot die onrus bygedra het. Gemeenskapsleiers het die geweld en plundering veroordeel en gesê vreedsame protes is 'n grondwetlike reg, maar dat misdaad en vernietiging van eiendom nie geregverdig kan word nie. Die voorval plaas weer die fokus op uitdagings soos jeugfrustrasie, werkloosheid, armoede en spanning in sommige gemeenskappe. Polisie en plaaslike owerhede monitor die situasie om verdere geweld en skades te kan voorkom. Statistieke Suid-Afrika, sy toegang tot onderwys in Suid-Afrika het oor die jare verbeter, maar dat werkloosheid steeds een van die grootste uitdagings in hierdie land sal bly. Volgens SSA kry meer kinders en jong mense vandag toegang tot skole, tersiêre opleiding en opleidingsprogramme as in die verlede. Daar is ook verbetering in matriekdeelname, toegang tot universiteite en TVET colleges en geletterdheidsvlakke in baie gemeenskappe. Tog wys die statistiek dat baie jong mense na hulle studies sukkel om werk te kry. Kennis meen die probleem word veroorsaak deur stadige ekonomiese groei en hoë jeugwerkloosheid. SSA waarsku dat beter onderwys alleen nie genoeg is om werkloosheid op te los nie. JC Pretorius staan op die punt om 'n groot mylpaal te bereik wanneer hy in sy 50ste wedstryd vir die Leeu's uitdraf teen Leinster Rugby in hulle belangrike VRK kwartfinale in Dublin. Pretorius het om die afgelope paar seisoene as een van die Leeu's hardwerkends en losvoorspelers gevestig. Hy is bekend vir sy aggressiewe verdediging, sterk spel by die afbreekpunte en sy vermoë om balbesit te steel. Die wedstryd tussen Leinster gaan egter 'n groot toets wees. Leinster is een van die sterkste spanne in die VRK en hulle speel op hulle tuisveld in Ierland. Vir Pretorius is die 50ste wedstryd mylpaal 'n beloning vir harde werk en deursettingsvermoë sedert hy van Sevens Rugby na professionele 15-man spel beweeg het. Ondersteuner van die Leeu's hoop sy ervaring en energie kan help om groot verrassings teen die Ierse span te veroorsaak. Die kaptein van die Nieu-Seelandse rugby span, Scott Barrett, is met 'n ernstige rugbesering gediagnoseer. Hy moet nou 'n operasie ondergaan wat hom vir 'n lang tyd uit aksie sal hou. So hoe lank is hy uit? Hy gaan na verwagting 3 tot 5 maande nie kan rugby speel nie. Dit beteken hy mis die toetsreeks teen Suid-Afrika en die komende internasionale toere en kampioenskappe. So wat is die oorsaak van sy besering? Hy het reeds 'n ruk lank rugprobleme gehad. Hy het probeer herstel met nie-chirurgiese behandeling soos rus en fisioterapie. Dit het nie gewerk nie. Hoekom is dit belangrik vir die All Blacks? Barrett is nie net 'n gewone speler nie. Hy is die kaptein van die span. Hy speel in 'n stitslotposisie wat belangrik is vir skram en lynstande. Hy is 'n sleutelleier in die span se verdediging en fisieke spel. So wie gaan hom nou vervang? Waarskynlik kapteinsvervanger sal Adi Savea wees. Ander leiers in die span sal ook meer verantwoordelikheid moet neem. So wat beteken dit vir die Springbokse reeks? Die All Blacks verloor 'n ervare leier net voor 'n groot toetsreeks. Dit kan balans in die voorry en spanstrukture beïnvloed.
Dit maak die reeks teen die Springbokke nog meer onvoorspelbaar. Die Blitsbokke is môre in aksie in Spanje in hulle HSBC Sevens toernooi poolwedstryde. Volgens die amptelike skedule speel Suid-Afrika in die rondom talie fase teen Groot-Brittanje en teen Kenia. So wat beteken dit? Dit is poolwedstryde rondom talie fase is. Elke span speel teen mekaar in hierdie groep. Die punte bepaal wie deurgaan na die kwart eindronde is. Blitsbokke moet goed presteer om uit die groep te kwalifiseer. So belangrik vir Suid-Afrika. Groot-Brittanje is groot en baie fisiek en baie vinnig. Kenia is onvoorspelbaar en sterk in individuele lopies. Die Blitsbokke moet konsekwent speel om bo in die groep te kan eindig. Die Blitsbokke het dus 'n besige en belangrike dag môre, 2 wedstryde en 1 doel om deur te dring na die uitspelrondes. Baie sterkte vir die Blitsbokke. Jannik Sinner het sy status as die gunsteling vir die Roland Garros titel verder versterk nadat hy Dinsdag die Franse speler Clement Tabour maklik gewen het in die eerste ronde van die 2026 Franse Ope. Hy het die wedstryd in skoonstelle gewen en min probleme ervaar, wat sy huidige vorm en konsekwentheid weer beklemtoon het. Sinner is tans die wêreld se nommer 1 en kom in die toernooi met lang wenreekse en sterk vertonings op verskeie oppervlaktes. Hoekom hy nou as gunsteling beskou word? Hy is die wêreld se nommer 1. Hy het konsekwent groot toernooie gewen hierdie afgelope seisoen. Sy eerste ronde was baie dominant geweest. Verskeie groot teenstanders is reeds vroeër uitgeskakel of is nie in topvorm nie. Sy binnespel en fiksheid op klei het baie sterk verbeter. Die Deense fietsryer Michael Valgren het gister die 17de skof van die Giro d'Italia 2026 gewen. So wat het gebeur? Die skof was lank, heuwelagtige ontsnappingsruk, breakaways tyds. 'n Groep renners het vroeg weggebreek van hierdie peloton. In die laaste kilometers het Valgren sy kanse geskies en aangeval. Hy het sterk geëindig en die skof gewen voor sy mededingers. Die uitslag van die top 3 is Michael Valgren, in die tweede plek is Andreas Leknesund en in die derde plek was Damiano Caruso. Hoekom dit belangrik is, dis Valgren se eerste oorwinning in 'n Grand Tour. Dis 'n groot terugkeer nadat hy ernstige beserings in die verlede gehad het. Hy wys weer sy sterkte as 'n aanvaller in moeilike skofte. Die veteraan Dion Forey het sy kontrak met die DHL Stormers verleng. So wat is bevestig? Forey het 'n nuwe kontrakverlenger onderteken met die Stormers. Dis tipies 'n korttermyn verlenger, gewoonlik 1 tot 2 jaar, volgens vorige ooreenkomste. Hy sal dus in die volgende seisoen steeds vir die Stormers kan speel. Hoekom is dit belangrik? Hy is een van die span se mees ervare spelers. Hy kan flank en haker speel, wat baie waardevol in spanopset is. Hy bring sterk leierskapervaring, veral in groot wedstryde. Hy is 'n Springbok wêreldbekerwenner in 2023 en baie gerespekteer in Suid-Afrikaanse rugby. Forey is in sy laat 30's, maar hy speel steeds op 'n hoë vlak. Stormers bestuur sy loopbaan versigtig, maar hou in die groep omdat hy hoë werkstempo het, sterk by afbreekpunte is en jong spelers kan mentor. Die Stormers het besluit om sy ervaring te bou vir nog 'n seisoen, wat wys hy bly 'n belangrike deel van hulle planne. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1528, Polokwane 1124, Lephalale 1427, Mbombela 1230, Mahikeng 1124, Pretoria 1324, Johannesburg 1322, Ermelo 722, Kalahari 1628, Gaborone 1526, Richards Bay 1530, Pietermaritzburg 1328, Durban 1727, Port St Johns 1524, Pongola 1430, Maputo 1730, Bethlehem 28, Bloemfontein 1022, Allewal Noord 1022, Welkom 1122, Vryburg 1325, Kimberley 1325, Appington 1526, Prieska 1424, Springbok 1021, Karasburg 1324, Keetmanshoop 1427, Mariental 1528, Alexanderbaai 1321, Brandvlei 1121, Loederitsbaai 1627, Vredendal 1222, Kaapstad 1419, Sutherland 615, George 1221, Jeffreys Bay 1321, Geberra 1321, Grafreinet 9 en 18, Kapokolas 1220, De Aar 1120, Molteno 8 en 17, Beaufort West 12 en 19, Oos-London 1321 en Mabalane 16 en 31 grade Celsius in die middag. Die weerberg vir die provinsies: Gauteng sonnig en koel tot warm met min kanse vir reën,
Vrystaat, mooi weer en koel oggendtemperature, later sal dit warmer wees. Noordwes, droë en warm toestande met ligte winde sal voorkom. Limpopo provinsie, warm en gedeeltelik bewolk in sekere plekke. Mpumalanga, warm tot baie warm, veral in die Laagveld. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met moontlike ligte reën langs die kus. Die Oos-Kaap, koel tot matig warm, met oggendmis in sommige gebiede. Die Wes-Kaap, bewolk met kans vir ligte reën oor Kaapstad en in die Suidweste. Noord-Kaap, sonnig en warm, met sterk winde in sommige dele. Koue oggende word oor groot dele van die binneland verwag. Motoriste moet versigtig wees vir mis in dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en in die Wes-Kaap. Die markaanwysers lyk as volg. Die rand verhandel teen R16.37 teenoor Amerikaanse dollar. Die pond kos R21.98. Die euro verhandel teen R19.04. Die Australiese dollar kos R11.67. 'n yen kos 10 sent. Platinum se prys is $1,913. Palladium kos $1,389. Goud per fyn ons is $4,434. Silwer per fyn ons is $74.42. Brent ruolie per vat is $99.58. Gedagte vir die dag: moenie moed verloor as dinge stadig gebeur nie. Groot dinge vat tyd om te groei. Elke nuwe dag is nog 'n kans om vorentoe te kan beweeg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag word verder vir almal toegewens.